if it includes you. You need to discover yourself in the good news of the good news. Romans 5 verse 17 unpacks the good news. It says, "For by one man's offense, death reigned through the one, much more will those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ." It all starts with Adam. God creates Adam and puts him at a certain level of life where he is unaffected by that which is negative and bad and evil. But he chooses to do wrong. And then in that moment, humanity falls to a lower level of life. They become deeply affected by guilt and shame and pain. Romans says death reigned through the one. Guilt, shame, pain becomes evidence of the reign of death. But much more, to a much higher level of life than Adam ever lived. We are restored by the one, Jesus Christ. Now, by receiving the abundance of grace and the gift of righteousness, we can reign through the one, Jesus Christ. Grace, you see, addresses our guilt. Righteousness addresses our shame. We now have righteousness for our sense of wrongness, so that we can now, on the basis of these foundations of grace and righteousness, reign in life through the one, Jesus Christ. You see, Jesus Christ now becomes the definition of our identity, no longer Adam. We are repositioned to reign in life. We reign in life by addressing the pain. The pain that came as a result of this lower level of life. We now become instruments of God's grace and His righteousness as we address the pain within our world. That is the gospel in a nutshell. Nou is almal opgevang met laasweek. Ek hoor, daar's gesê vir my, ek net herinner, ons het Fusion vandag, ons het die tienerbediening, hulle is net hier so buite, so as jy so is en jy wil graag by die Fusion wees, jy is welkom om op te gaan, uit te gaan, Frans sal jy daar kry. Ek wil so bevra, het julle lekker gehoorship? So 'n bietjie interessantheid, toe ek hier by Dr. Dale begin het, Dr. Dale Linden begin het ek begin met dromme. Ek het dromme gespeel, jy sal dit nie glo nie. Maar as gevolg van dit is Corneille nogals lekker doof in die een oor. Ek het genoeg dit gehoor by my vrou, jy hoef my ook te herinner nie. Maar met die feit dat ek doof is, kan ek sê, die klank is lekker. So as jy wonder, hoekom lê jy sulke groot kabels hierso, as jy laas met Goeie Vrydag by ons was in die tweede diens, het jy agtergekom, daar het iets met ons klank gebeur, dat ons vir 'n rukkie lank nie klank gehad het nie. Die Here het nog steeds sy dinge gedoen, moenie worry nie, maar dis nie iets wat ons gewoonlik wil hê nie. So ons is besig om 'n nuwe klankstelsel uit te toets, so dit vertrou saam met ons dat hierdie by ons kan bly. Ons vertrou lekker vir finansies rondom dit, sodat ons kan worship. Dit is fantasties om te kan hoor wat ons sing, aan die einde van die dag. Maar ingesluit, ons het hierdie reeks begin laasweek, en dit is eintlik 'n lekker opbou, tot en met vanaf Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. En ons het juis gesels oor Romeine 5 vers 17, dat ons ingesluit was in Adam se sondeval. Dat ons ingesluit was in hierdie skuld en skaamte en seer wat ons beleef het, maar toe is daar 'n goeie naweek, né?
Toe kom daar 'n goeie naweek en Jesus kom in hier prentjie, prys die Here vir Jesus. En hier kom Jesus en ons kom agter, maar ons is nie net meer ingesluit in die sonde nie. Ons is ingesluit in Jesus. Ons is ingesluit in hierdie genade en ons is ingesluit in hierdie geregtigheid van Jesus, sodat ons kan heers in lewe, sodat we can reign in life. Die vraag is, great, cool, wat nou? Hoe lyk 'n lewe? Hoe lyk 'n lewe waar ek en jy kan heers? As ons sing, we are made for more, hoe lyk so lewe? Romeine 6 is waarop ons vanoggend gaan fokus, vat Romeine 5 eintlik nog bietjie dieper en sê, jy is nie net ingesluit by Jesus nie, dit is waar 100% ja, maar dieper is dit, jy is ingesluit in Jesus se dood, maar ook sy opstanding. We are not meant to be tending a grave, we are called for more. Ek en jy is ingesluit in Jesus se dood, maar ook sy opstanding. So die vraag is, hoe lyk 'n lewe waar ons ingesluit is? Hoe lyk 'n lewe waar ons ingesluit is in hierdie genade en geregtigheid, sodat ons kan heers? Ons gaan lekker stil staan by Romeine 6, vers 1 tot 14. Julle is welkom daar oop te maak. Ek wil wel vir jou vra, ons gaan net tot by vers 14 vandag gaan, maar lees die hele Romeine 6. Dit is ongelooflik goed. En in feite, moenie daar stop nie, lees die hele Romeine. Dit is 'n ongelooflike boek, dit is hierdie boek wat beide amen en eina is. Want dit wys vir my en vir jou, wat moet deel wees van ons lewens om te kan heers, en wat moet nie meer 'n vertrekpunt en 'n verwysingsraamwerk en 'n go-to wees in ons lewe, soos wat ons heers nie. Romeine 6 is wel 'n moeilike boek. Paulus praat regtig oor groot konsepte, hy praat oor moeilike idees, moeilik vir ons om te verstaan en dalk vas te vang. Daarom gaan ons vanoggend by spesifieke vertalings stil staan. Dit is die Message vertaling. Die rede vir dit is, dit maak dit eintlik so mooi verstaanbaar vir my en vir jou. Moenie worry nie, dis 'n ander vertaling, maar hulle praat nog steeds oor dieselfde Jesus. Maak sin? So, net as jy wonder, hoekom praat ons vanoggend Engels in die Afrikaanse dienste, dit is die rede hoekom. Maar meer as dit, wil ek jou uitnooi vanoggend om te leef. Om te leef. Dit is die 4 letters wat jy vanoggend moet onthou. Die een woord wat jy vanoggend moet onthou, dit is hierdie akroniem van 4 goed waardeur ons gaan vanoggend gesels, waarmee ek hoop jy stap weg. Eerstens, laat die deel gaan. Jy gaan nou verstaan hoekom ek deel in aanhalingstekens het. Erken wie jy nou is. Einde van die ou lewe en floreer deur voluit te leef. Jy is geroep om te leef, jy is geroep om te floreer en jy is geroep om te heers, jy is geroep not just to tend a grave, but you are called for bigger things, for more things. So, dit is waar ons gaan stil staan die volgende paar minute, hierdie 4 goed, om te kan leef, laat die deel gaan, erken wie jy nou is, einde van die ou lewe en floreer deur voluit te leef. Maar soos wat ons praat oor die konsep van ingesluit, wil ek vir jou verduidelik oor hoe die hele konsep en die tema van ingesluit nie net goeie teologie is nie, want glo my, Romeine wys vir ons is baie goeie teologie, maar dat dit 'n persoonlike uitnodiging is. Nie net vir ander mense nie, maar vir jou ook. Dis goeie teologie vir jou, maar dis ook 'n persoonlike uitnodiging vir jou. Maar ek wil vir jou 'n storie vertel oor hoe dit vir my verskuif na goeie teologie af, na 'n persoonlike belewenis, na 'n persoonlike uitnodiging. Deur vir jou my storie vertel hoe ek die Here ontmoet het. Van julle ken dalk hierdie storie, maar dit is my fascinerend altyd hoe die Here my ontmoet het. Kobus het laasweek sy storie vertel met sy ontmoeting met die Here en vanoggend is my geleentheid. So, imagine Corneille 'n hele paar jaar terug, baie maarder en baie mooier, seker maar. Ek het net klaar gemaak met skool en ek was 'n ateïs op daai stadium gewees en Corneille het nie idee gehad wat Corneille wil doen na skool nie. So kom ons af op die kursus Metamorfo en hulle adverteer dit as, of bemark dit as 'n karakter- en potensiaalontwikkelingskursus. So Corneille skryf in vir Metamorfo, want ek wil deel wees van hierdie karakter- en potensiaalontwikkeling, want dit kan my dalk, jy weet, set up vir die volgende vlak vir wat ek moet doen die jaar daarna, want onthou Corneille weet glad nie wat hy wil doen vir die res van sy lewe nie. So gebeur die interessantste ding eintlik. So kom ek aan by dag 1 van Metamorfo en dit is by 'n kerk. Dit is nou interessant, ek het nie hierdie geweet nie.
So kom ek ook agter, Metamorfo is nie net 'n karakter- en potensiaalontwikkelingskursus nie, dit is totaal en al 'n Christelike gebaseerde kursus. En Corneille het glad nie daarvan geweet nie. So imagine die sin van humor van die Here, dat 'n ateïs inskryf vir 'n karakter- en potensiaalontwikkelingskursus, inteendeel skryf hy in vir 'n Christelike kursus, sonder dat hy weet dit is 'n Christelike kursus. Maar wat daardie jaar gebeur het, is, ja, daar's karakter- en potensiaalontwikkeling definitief is. Maar daar's hierdie ontmoeting wat ek gehad het met die Vader. Hierdie absolute ontmoeting wat ek gehad het met die Vader, dat ek tot vandag toe nou vir jou presies die plek kan wys waar dit gebeur het in Doxydeo, Brooklyn. Hierdie absolute ontmoeting en oortuiging dat God werklik is vir hierdie ateïs. Dat hy so werklik is en dat hy so vir my is, dat ek nie van daai oomblik anders kan as om so te leef nie. Ek was 'n deel van 'n karakter- en potensiaalontwikkelingskursus om my gedrag aan die buitekant aan te kan pas, maar so kom ek agter, ek is ingesluit in die wil van die Vader in daai oomblik van my lewe, dat alles, my hele lewe van daai oomblik verander het. Wat jy moet hoor vanoggend, en dit wat Paulus so duidelik maak in Romeine 6 is, Christendom is nie gedragsbestuur nie. Christendom is hartstransformasie. Christendom is hartstransformasie, dit is nie gedragsbestuur nie, want Corneille het ingeskryf vir gedragsbestuur, toe kom ek agter, ek is ingesluit in hierdie hartstransformasie. So as ons kyk na, wat beteken dit om dit te laat gaan? Wat jy moet besef is, daar is 'n groot verskil tussen om deel te wees van iets en ingesluit te wees aan iets, of ingesluit te wees in iemand in hierdie geval. Daar's 'n groot verskil om deel te wees aan iets en ingesluit te wees in iemand. Jy kan deel wees van 'n skare, jy kan deel wees van 'n span, jy kan deel wees van 'n kerk aan die einde van die dag. Jy kan deel wees van 'n kerk, maar jy kan nog steeds soos 'n toeskouer voel. Jy kan deel wees van 'n Christendom en nog steeds soos 'n toeskouer voel. Maar ingesluit beteken iets anders. Ingesluit is baie dieper. Dit beteken om te behoort. Dit beteken jy is ingesluit in iets en iets is ingesluit in jou en jou lewe verander as gevolg van hierdie, want dit is hierdie persoonlike uitnodiging. Ek was deel van Metamorfo, maar ek het net gegaan vir die karakter en potensiaal. Maar ek was ingesluit in die Vader se wil vir my lewe en daar kom ek agter, hy is ingesluit in my en ek is ingesluit in hom. Dit verander hoe ek en jy veronderstel is om te leef. En dit is wat Paulus kom duidelik maak in Romeine 6. Hy sê, jy word nie net genooi om na die verhaal van Jesus te kyk nie. Jy is nie net deel van die verhaal van Jesus in Christendom nie, jy word daarin ingebring. Ons gaan nou lees, hy sê, jy is ingesluit in sy dood, maar jy is ook ingesluit in sy opstanding. Jy is nie net 'n deel van Christendom nie. Jy is ingesluit in Jesus se storie. Jesus se storie is ingesluit in jou verhaal. Dis wat ons praat met ons jaartema, His glory, our story. Ons is ingesluit in hom en hy is ingesluit in ons. Ons neem nie net deel nie. Erken wie jy nou is. Kom ons spring weg, Romeine 6 vers 1 tot 5. So what do we do? Keep on sinning so God can keep on forgiving. Baie interessante gedeelte hoe Paulus begin, hy sê, what do we do? Keep on sinning so God can keep on forgiving. Hy sê baie duidelik, I should hope not. Party vertaling sê eintlik, I should certainly not. Hy maak dit baie duidelik dat dit is nie die vertrekpunt in die manier hoe ek en jy moet leef nie. Hy sê, if we've left a country where sin is sovereign, met ander woorde, daar waar sonde geheers het, how can we still live in our old house there? Or didn't you realize we packed up and left there for good? Wat Paulus hier kom sê, skryf is, hy sê, ja, kom ons imagine sonde as 'n land, jy het jou besittings was daar gewees, jy het hierdie huis daar gehad, maar nou is ek en jy ingesluit in Jesus, nie meer in Adam nie, so hoekom het ons nog huis in daai land? Hoekom is jou besittings nog daar? Want onthou jy nie, soos wat jy ingesluit is in Jesus, het ons alles daar opgepak en gewaai. Dis wat Paulus hier besig is om te skryf. That is what happened in baptism. When we went under the water, we left the old country of sin behind.
When we came up out of the water, we entered into the new country of grace, a new life in a new land. Onthou, ons is ingesluit nie meer in Adam nie, ons is ingesluit in Jesus, dat daar genade is, daar is geregtigheid en hy roep my en jou om te kan heers in lewe, to reign in life, a new life in a new land. That's what happened, what baptism into the life of Jesus means. When we are lowered into the water, it is like the burial of Jesus. When we are raised up out of the water, it is like the resurrection of Jesus. Each of us is raised into a light-filled world. Ek gaan dit weer sê. Each of us is raised into a light-filled world by our Father so that we can see where we're going in our new grace sovereign country. Groot konsepte, groot gedeeltes wat Paulus hierso kom eintlik neersit. Ek wil fokus eintlik hier waar ons begin het. Vir my en vir jou om die res van Romeine 6 te kan verstaan en die implikasie wat dit het op jou lewe, hoe jou lewe anders moet lyk, moet ek en jy Romeine 6 vers 1 verstaan. So what do we do? Keep on sinning so God can keep on forgiving. So in Christendom is daar gereeld 'n kritiek. Tot vandag toe nog dat die goeie nuus net daar is sodat ons kan aanhou met sonde. Daar is mos nou genade, daar is mos nou vergifnis vir jou, so hoekom kan ek en jy nie net aangaan en leef in sonde nie? Paulus maak baie duidelik en hy sê, dit is nie wat die goeie nuus beteken nie. Dit is nie hoe dit veronderstel is om te lyk nie. So as jy volgende hierso is en jy het ja gesê vir Jesus, maar jy leef nog soos jou ou self, sê Paulus, stop dit. Nee, dit is nie veronderstel om so te lyk nie. Paulus maak baie duidelik ook hierso, hy sê, God se vergifnis is altyd groter as jou sonde. Jy gaan nooit genoeg sonde kan doen, sodat God se genade en vergifnis op 'n plek net kan uithardloop nie. Wat Paulus besig is om te skryf in die begin van Romeine en in die hele Romeine is dat die manier hoe ek en jy geleef het in Adam, en nou dat ek en jy ingesluit is in Jesus, die manier van ons moet leef, om te heers in lewe, is nie meer compatible met die ou lewe nie. Daai 1 + 1 is nie meer gelyk aan 2 nie. Dis wat Paulus hier so besig is om te sê. Wat Paulus sê is, wanneer ek en jy op 'n plek kom, waar ons geloof bely, dat Jesus vir ons sonde gesterf het, vir jou sondes ook, net so by the way, vir jou sondes gesterf het, maar 3 dae later opgestaan het, sodat ons ewige lewe kan geniet, en ewige verhouding kan geniet nou al. Dan is daar 'n ander uitkyk wat die Vader het oor jou. Hy kyk na jou en hy sien, jy is onskuldig. Hy kyk na jou en hy sien jy is skoon gewas. Hy kyk na jou en sien jy is goed genoeg. Hy kyk na jou en soos wat Hebreërs ook sê, hy sê jy is geheilig as gevolg van dit wat Jesus kom doen het. Die Vader kyk na jou en hy sien dit wat Jesus kom doen het vir jou. All debt paid. Wat Paulus hier kom sê is, as gevolg van ons belydenis en dit wat ek en jy glo, die nuwe manier hoe God jou sien en die lewe waarna toe hy my en jou roep, is nie meer in lyn met ons ou lewe van sonde nie. Die doop van gelowiges simboliseer hierdie verskywing so mooi. Wanneer ek en jy die goeie nuus glo en bely en aanvaar dit wat Jesus kom doen het in die dood en ook in die opstanding, teken ek en jy nie net dokumente en kry ons Jesus kaart sodat ons net kan aangaan met ons lewe nie. Ek en jy kan nie net aangaan met ons lewe nie, 'n ware geestelike transformasie vind binne ons plaas. Gaan verder, as mens 'n bietjie gaan Bybelstudie doen op Romeine 6, dan praat hierdie nie net van doop in die water nie, maar dit praat ook van die oomblik wat die Heilige Gees in ons lewe ingekom het, waar ons lewe totaal en al verander het as gevolg van dit wat die Heilige Gees kom doen het. Ons bly nie dieselfde as wat ons voorheen was nie. Dit is nie gedragsbestuur nie, dis hartstransformasie. Corneille het ingeskryf by Meta vir die gedragsbestuur en hartstransformasie beleef. Ek was 'n ateïs gewees, toe was daar 'n ontmoeting gewees, ek is ingesluit in hierdie prentjie en nie is ek nie meer ateïs nie. En my hele lewe het verander as gevolg van dit. The Chosen sê dit so mooi in hierdie een sien, sê dit, I was one way, now I am another, and what happened in between was him. Dit is wat dit beteken vir my en vir jou om te skuif vanaf Adam na Jesus toe.
om te kan leef, sodat ons kan heers, sodat dit anders is as die manier hoe ons was. God wil hê dat ons op 'n betekenisvolle manier aan hierdie nuwe manier van lewe moet deelneem. So erken ek en jy wie jy nou is, en soos wat ek en jy besef dit is wie ons nou is, dan besef ons ook, daar moet 'n einde wees aan die ou manier van leef. Romeine 6 vers 6 tot 7, could it be any clearer? Our old way of life was nailed to the cross of Christ, a decisive end to that sin-miserable life, no longer captive to sin's demands. Hoe mooi is dit? Could it be any clearer? Our old way of life was nailed to the cross of Christ, a decisive end to that sin-miserable life, no longer captive to sin's demands. Wat Paulus ook hierso kom skryf is, hy sê, ons probeer nie net 'n beter weergawe van ons ou self probeer wees nie. Jy's nie 'n iPhone nie. Dis nie kort, jy weet, nou het jy aangejaag of wat ook al dit mag wees, nou moet jy upgrade sodat jy kan beter wees jou ou self nie. Ons probeer nie 'n beter weergawe van ons ou self wees nie. Die ou self is weg. Sonde het nie meer 'n houvas oor die lewe nie. Sonde kry nie meer 'n kans om te sê wat jy moet doen en dit is die reëls en dis wat volgens jy moet leef nie. Hoor baie mooi. Sonde kan nog steeds en gaan teen nog steeds klop aan die deur. Maar wat gebeur het met die verskywing van Adam na Jesus toe? Sonde besit nie meer die huis nie. Sonde kan klop aan die deur, maar sonde besit nie meer die huis nie. Vers 8, if we get included in Christ's sin-conquering death, we also get included in his life-saving resurrection. Maar hoe mooi is dit? Hy sê, we are included in sin-conquering death. Met ander woorde, dit is nie meer gedragsbestuur. Nou leef ek en jy totaal en al net om sonde te probeer vermy nie. Ek en jy is conquerors as dit kom by sonde. Maar meer is dit. We are called and included in his life-saving resurrection. Daar's 'n nuwe manier van leef waarna toe ek en jy geroep is om uit te leef, om te kan heers in God se krag wat deur ons werk, nie net om sonde te probeer vermy nie. Maar hoe mooi sê dit, if we get included in Christ's conquering death, we also get included in his life-saving resurrection. Jy's nie deel van dit nie. Jy's nie 'n toeskouer nie. Jy's ingesluit. Jy's ingesluit in hierdie dood en opstanding. Floreer deur voluit te leef. Hier's waar die fokus moet skuif soms. Dis wat ek regtig beleef het deur die Heilige Gees, soos wat ek voorberei vir vanoggend. Dit dikwels fokus ons net dat ons saam met Jesus gesterf het. Dis goed, dis nodig, dis perfek. Maar te dikwels fokus ons net op die sterwe saam met Jesus en ons vergeet die tweede gedeelte van die goeie nuus. Te maklik is ons net op 'n plek waar ons fokus op Goeie Vrydag, maar opstanding Sondag is net so belangrik. As dit nie was vir opstanding Sondag nie, was Goeie Vrydag nodig. Te dikwels fokus ons net op die sterf saam met Jesus, maar ons mis dat ons nou geroep word om te leef in die opstanding. Wanneer ons net fokus dat hy vir ons sondes gesterf het, dan gaan ons altyd net probeer leef om sonde te probeer vermy. Maar wanneer ons leef in die opstanding saam met Goeie Vrydag, dan kom ons agter, daar's 'n nuwe manier van leef wat nie gelyk is aan die ou is nie. En dit verander alles. Romeine 6 vers 11. From now on think of it this way. Sin speaks a dead language that means nothing to you. God speaks your mother tongue and you hang on every word. Hoe mooi is dit? God speaks your mother tongue and you hang on every word. You are dead to sin and alive to God. That's what Jesus did. Dood gegaan vir dit, maar ook opgestaan, sodat ek en jy kan heers. Dis wat dit beteken vir my en vir jou, om te leef volgens hierdie nuwe manier. Jy hoor God se stem vir jou. Want sy stem is vir jou. Dit is, soos wat Paulus sê, dit is in jou mother tongue. Dit is veronderstel vir my en vir jou om duidelik te wees, sodat ek en jy dit kan verstaan. Jy dra 'n nuwe identiteit.
Een wat gevorm is deur hom, eerder as een wat gevorm is deur jou sonde en deur die ou self en ons verlede. Jy word deur liefde gedryf, nie deur vrees nie, nie deur skuld, skaamte en seer nie. Jou lewe is nie net om sonde te vermy nie. Jy lewe in Christendom kan heers om sy naam te verheerlik. Dit gaan nie om probeer om goed te wees nie, dit gaan om te wandel in die vryheid en volheid van God se liefde en se krag. Dis 'n verandering van hart, nie verandering in gedrag nie. Soos wat Kobus laasweek gesê het, dis great teologie, it's beautiful. Maar hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit vir my en vir jou? Paulus gaan verder, Romeine 6 vers 12 tot 14. That means you must not give sin a vote in the way you conduct your lives. Don't give it the time of day. Don't even run little errands that are connected with that old way of life. Throw yourselves wholeheartedly and full-time. Remember, you've been raised from the dead. Onthou die tweede gedeelte van die goeie nuus ook. You've been raised from the dead into God's way of doing things. Daar's 'n nuwe manier volgens ek en jy geroep is om te leef. Sin can't tell you how to live life. After all, you're not living under that old tyranny any longer. You're living in the freedom of God. Paulus skryf baie duidelik hierso en hy sê, maar alhoewel ek en jy vrygespreek is van sonde, alhoewel ek en jy vrygespreek is van die skaamte en die seer en die skuld wat saam met dit gaan, ten spyte van die feit dat ek en jy vrygespreek is dat sonde nie meer 'n beheer het oor ons lewe nie, het jy nog steeds elke dag 'n keuse wat jy moet maak. Elke dag maak jy nog steeds 'n keuse. Omdat ek het nou gesê, sonde kan nog steeds klop in die deur, maar dit besit nie meer die huis nie. Jy het nog steeds die keuse of jy daai deur gaan oopmaak of nie. Dis wat Paulus hierso besig is om te skryf. Jy het nog steeds die keuse. Sonde kan aantreklik voel, ja. Die ou gewoontes en gedagtes kom baie keer gereeld op, maar dit is kom Paulus sê, moenie toelaat dat sonde jou liggaam gebruik nie. Don't even run little errands that are connected with that old way of life. Paulus sê hierso, gee jou liggaam oor aan die Vader, gee jouself oor aan die Vader, dat hy eerder jou kan gebruik vir dit wat reg is. Throw yourselves wholeheartedly and full-time. Dis wat Paulus hierso besig om te skryf. Hy sê, ons leef werklik nou in sy opstanding. Hoekom moet ons leef asof sonde ons nog steeds besit? So mooi, Paulus sê so, throw yourselves wholeheartedly and full-time. Ek en jy neem nie net deel aan Christendom nie. Dit is nie 'n deeltydse geloof nie, dit is 'n voltydse commitment, dit is 'n voltydse besluit wat ek en jy maak, want ek en jy word voltyds ingesluit in dit wat Jesus kom doen vir my en vir jou. So is die vraag. Dis nou waar hartstransformasie nodig is, eerder as om te sê, okay, great, nou gaan ek anders leef navolgend. Jy kan try vir 'n week, as dit regtig goed gaan, dalk vir 2 weke, as dit regtig goed gaan vir 'n maand. Hier is waar ons introspeksie moet doen, van wat gaan regtig in ons hart aan. Is jy deel van Christendom? Is jy 'n toeskouer? Of is jy ingesluit in Jesus se storie? Is sy heerlikheid deel van jou storie? Want dis die realiteit. Kobus het laasweek ook so mooi gesê. As Christendom net deel is van jou, as dit is as gevolg van 'n tradisie, as dit is gevolg van jou kultuur, jou agtergrond of hoe jou ouers jou groot gemaak het, dan is Christendom waarskynlik ongelooflik uitputtend. Maar dan kom jy op 'n plek waar jy so gereeld voel jy moet om verskoning vra. Jy probeer konstant soveel beter doen, maar eventually besef jy net jy gaan nooit daar uitkom nie. Dit is hoe dit lyk as ons net deel is van dit. Maar ware ingeslotenheid, om waarlik ingesluit te wees van hom, kom nie deur jou ouers nie, dit kom deur Jesus. Jou ouers red jou nie, Jesus red jou. Om ingesluit te wees, kom net van Jesus af. Om ingesluit te wees, om verenig te wees met sy dood, maar ook met sy opstanding.
Het hierdie transformasie al gebeur in jou hart? Het jy al hierdie persoonlike uitnodiging beleef van wat ek beleef het in Meta? Het jy al hierdie persoonlike uitnodiging beleef dat jy ingesluit is in hierdie prentjie van Jesus, nie net deel is van 'n geloof nie? Want dis hoe dit lyk om te leef. Om die deel te laat gaan en voluit in te klim. Om te herken wie jy nou is, dat die Vader jou op 'n ander manier sien, dat jy geroep is tot 'n ander manier van lewe en as gevolg van dit moet daar einde wees aan die ou lewe, sodat jy kan floreer deur voluit te kan leef, want jy is geroep om te kan heers in hierdie lewe. So hier is die hartstransformasie. Nee, ek sê nie toets nie, maar is 'n lekker geleentheid om bietjie introspeksie te kan doen rondom dit. Hoe sal dit lyk as jy gereeld hierdie vraag vir jou vra? Ek het altyd gedink Christendom gaan daaroor tot. Maar Jesus het my gewys tot. Nou leef ek anders omdat. Ek wil reg challenge, skryf hierdie neer. Kom ek gee vir jou 'n praktiese voorbeeld. Ek het altyd gedink Christendom gaan daaroor om kerk toe te gaan en die regte dinge te doen, omdat dit is wat ek geleer is. Klink waar vir baie van ons? Maar Jesus het my gewys dat hy my hart wil hê, nie net my gewoontes nie. Nou leef ek anders omdat my geloof my eie is, nie net omdat ek dit geërf het by my ouers nie. Daai is nie gedragsbestuur nie. Daai is hartstransformasie, 'n nuwe manier van leef, 'n nuwe manier van hoe die Vader jou sien. Nog 'n voorbeeld. Ek het altyd gedink Christendom gaan daaroor om groot dinge vir God te bereik, om my waarde te bewys. Voel nogals waar vir baie van ons. Maar Jesus het my gewys dat ek reeds goed genoeg is, omdat ek syne is. Nou leef ek anders omdat ek uit rus dien en nie vir goedkeuring nie. Hoe lyk daai hartstransformasie by jou? Is daar altyd 'n manier hoe jy gedink het in Christendom? Kom wys Jesus vir jou, dis soveel meer. Jy's nie net deel nie, jy's ingesluit en nou leef ek anders want ek is geroep tot iets meer, tot iets groters. Hier is die uitdaging, hier is die uitnodiging. Maak hierdie oefeningkie deel van jou lewe. Toets dit gereeld. Psalms praat Dawid, hy sê so mooi, Here, gaan deur my hart, ondersoek my hart, kyk of daar enigiets wat nie in lyn is met wat U oor my sê nie. Is daar iets in jou lewe wat nie in lyn is met ingesluit nie? Is daar areas in jou lewe waar jy net deel is? Of is jy ingesluit in sy dood en in sy opstanding? Want dit is wat hy nog altyd vir jou wou gehad het. Kom ek bid saam. Here, dankie vir vanoggend, Here. Ek bid vir hierdie prentjie om te kan realiseer in mense se harte, Here, dat daar transformasie sal wees in ons hart wat ons besef, Here, maar te lank probeer ek altyd net gedrag aanpas. Ek bid, Here, wil mense dalk vanoggend hierso sit en dalk vir die eerste keer hoor en dalk beleef, ons praat baie oor sonde vanoggend, Here, maar dis nodig. Dis nodig om te besef, Here, maar daai sonde wat so groot deel is van ons lewe, het nie meer 'n houvas op ons nie. Dit het nie meer sê oor wie ons is nie. Dit beheer nie meer ons nie, Here. U is soveel groter as daai. Vergifnis en die genade sal nooit uithardloop in lyn met ons sonde nie. Ek bid, Here, dat ons geroep word tot 'n nuwe manier van leef, 'n manier om te kan heers in ons huis, in ons werkplek en ook in hierdie stad. Bid dit, dat dit so sal wees in elke persoon se lewe. Amen. Amen. Kyk hierdie video saam met my. Goeiemôre dames. Kwartaal 2 het afgeskop en daarmee saam is daar weer lekker geleenthede om by Cherish betrokke te raak. Cherish Word, ons Bybelstudieproses, skop in Mei met Passion af. Dit is 6 weke reeks gevul met Bybelse wyshede, aanmoediging vir vroue in leierskap,
om hulle toe te rus waar hulle is, by die huis of in die werksplek. Passion bestaan om te sien dat vroue geaktiveer word om hulle godgegewe doel te vervul. Ons hoop om jou daar te sien. Verdere inligting sal volg by groepe en is meer as welkom navraag te doen by die infostasie net hier buite. Pour out your love into me by the Holy Spirit, that my heart may overflow in love back to you and to others. Impart your love for Jesus into my heart and give me grace to love God with all my heart, soul, mind and strength. Op Maandag 5 Mei bied ons 'n spesiale geleentheid vir vroue aan, Date Night with the King. Kom geniet 'n aand van stilte voor die Vader, die een wat ons eerste lief gehad het. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. You are the salt of the earth. Goeiemôre julle. So Street Store is oor 'n maand en ek kan vir julle eerlikwaar sê op grond van die vorige Street Store was 2 jaar terug gewees. Daar's regtig baie voorbereiding wat in dit ingaan. En daarom vra ons nou al vir julle om daai klere wat jy nie dra nie, die klere wat net in jou kas lê, dit wat either te groot of te klein is for some reason, daai klere uit te sorteer en hiernatoe te bring. Dit sal ons so baie help as ons nou al kan begin klere uitsorteer. En dan wil ek ook sê, saam met daai voorbereiding het ons baie hande nodig. So hier buite by die Join the Mission stasie gaan ek staan en ek wil vir jou vra, as jy voor die tyd of tydens Street Store betrokke wil wees, kom gesels met my, dan kan ek solank jou naam neerskryf en dan kan ons later vir jou verdere details stuur vir hoe jy betrokke kan raak. En selfe plek by die Join the Mission stasie gaan ek ook wees vir al die nuwe mense. So as jy vanoggend vir die eerste keer hier is, baie welkom vir jou. Ek gaan daar so wees, ek wil jou graag ontmoet. Dit sal lekker wees om te weet wie jy is en as ons bietjie meer vir jou kan vertel oor ons, maar ook agter my is 'n code wat jy kan scan en dit vat jou na ons Linktree toe wat ons na jou webwerf toe kan vat of ons WhatsApp groep is ook daarop. En as jy invitations soos die event waarvan Astrid op die video gepraat het, soos die Cherish events wat nou opkom, as jy daai events wil bywoon, dan sal jy dit op ons WhatsApp groep kry. Al die inligting is daar. So as jy nog op die WhatsApp groep is nie, scan asseblief die kode, dan kan jy die groep daarso join.
En dan as jy ons klein groep wil join, hierso aan jou regterkant op ons community muur, is al ons klein groepe. So ons klein groep lewe is daar, so as jy wil deel raak, gaan kyk of daar 'n groep is waar jy graag wil inskakel, of gesels met ons as jy dalk op jou hart het, jy het 'n nuwe groep wat jy wil begin, of as 'n area wat jy sien nog nie op daai bord is nie, waarvoor jy 'n hart het, en ons sal graag met jou wil daaroor gesels. Dan wil ek vanoggend ook vir julle die geleentheid gee om te kan saai in God se koninkryk, om te gee. En ons praat die laaste ruk oor die 5 gesindhede rondom gee, en vandag praat ons oor gereeld. En ons het so rukkie terug het ons 'n reeks gedoen oor gesonde gewoontes, en hoe ons as ons sekere gewoontes in ons lewe toepas en op 'n gereelde basis doen, hoe dit 'n groter effek in ons lewe het. En 'n voorbeeld daarvan is as ek en jy bid of Bybel lees, dan groei ons verhouding met die Here. As ons dit gereeld doen, dan groei ons geestelikheid. En net so, wanneer ek en jy gereeld gee, dan groei ons kapasiteit om vrygewig te wees. En dit is wat die Here ons roep om te wees. As kinders van die Here roep hy vir ons om vrygewig te leef. So as jy vanoggend voel jy wil gee, op jou stoel sal jy sien is 'n koevert met al die verskillende maniere hoe jy kan gee, of as jy kontant wil gee, kan jy kontant in die koevertjie sit, en daarso by die oranje poshokkies, soos jy vandag, kan jy dit daarso insit. So dis nou die einde van ons diens. Julle weet, Super Bakery is hierso, hulle is baie lekker, en Lunas is ook hierso. Jy is dalk op 'n diet, maar die persoon langs jou is nie noodwendig nie, so jy kan vir hulle ietsie koop. Maar verder moet julle 'n lekker Sondag verder hê. Geniet julle lang naweek, maar voor julle vandag, Corneille gaan hierso saam met 'n gebedsspan wees, wat graag saam met jou wil bid vir wat ook al op jou hart is. Geniet julle Sondag verder, geniet die lang naweek.